Goeiedag almal, Steve Hollander hierso van Mikra Bediening en ons gaan aan met die skrifgedeelte vir die week. Ons gaan begin by Genesis 12. Ons is besig om die eerste 5 boeke van die Bybel deur te werk, Genesis tot Deuteronomium. En dan lees ons ook ander skrifgedeeltes uit die Bybel uit soos wat die Heilige Gees ons lei. Nou hierdie een is 'n begin in Genesis 12 en ons het hom getitel Kry jouself uit. Kom ons bid net saam. Ons Vader, baie dankie dat die hemel en die aarde sal verbygaan, maar u woorde sal nooit verbygaan nie. Dankie dat u woord staan vas vir ewig. En ons kan die woord glo. Die woorde wat u tot ons spreek is gees en lewe. U woorde bring u gees en u lewe. Dankie dat u die Here is, Jahwa, wat nie verander nie. Dankie dat Jesus Christus is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. So u woord bly dieselfde, Vader. U woord verander nie. So open nou ons oë, Vader, sodat ons kan sien die wonders uit u kosbare woord. Ons wil vra dat u ons verstand open sodat ons die skrifte kan verstaan. Dankie dat u ons oor geopen het sodat ons u woord kan hoor. Ons kies om nie wederstrewig te wees of om agteruit te wyk nie. Ons dankie dat u woorde vir ons soos kos is wat ons kan eet. Ons eet die woord en die woord word vir ons vreugde en vrolikheid vir ons hart. Ja, Vader, want u woord is die enigste bron van lewe wat ons kan voed in hierdie dae. Want daar kom 'n hongersnood wat u self gaan stuur. Is 'n honger wat nie na brood is nie, maar na u woorde. En ons wil die woord nou eet sodat ons die woord op ons harttafels geskryf het. Want ons doel is om te wandel soos u gewandel het, Here Jesus. Want dit verheerlik ons Vader. In Jesus Christus naam. Amen. So kry jouself uit. Nou dit begin by die roeping van ons vader Abraham. En dis waar die Here hom geroep het. So en ek glo vandag nog roep Vader ons hemelse Vader roep ons as sy kinders om uit hierdie wêreldstelsel uit te kom, uit hierdie wêreld, uit die Egipte in ons lewe of die daar waar ons ongelowig was, koninkryk van duisternis, Babylon, wat ook al jy dit wil noem, die Bybel het baie name vir dit. Maar ek glo Vader roep ons uit. So hierdie boodskap is so 'n prentjie van ons almal se, sal ek sê, hoe ons geestelik ook moet uitkom uit hierdie wêreld uit. Genesis 12 vers 1. En die Here het aan Abraham gesê: "Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word." Nou is baie belangrik hierdie, want as jy gaan kyk na al die skrifverwysings wat in hakies is, dan kom ons agter dat uit Abraham se nageslag het God mens geword, Jesus Christus, en Jesus is die saad van Abraham ook, wat die Bybel noem hom die saad van Abraham, en ook ons as gelowiges word dan ook die saad, want ons is in die woord, in Jesus Christus. Wanneer ons weergebore word, dan is ons ook die saad van Abraham. En dis hoekom die Bybel praat van hom as die vader van ons geloof. So, kom ons gaan aan, vers 4. Toe het Abraham weggetrek soos die Here hom gesê het, en Lot saam met hom getrek. Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. En Abraham het Sarai, sy vrou, en Lot, sy broerskind, geneem, en al hulle besittings wat hulle bymekaar gehad het, op bymekaar gemaak,
en die slawe wat hulle in Haran verwerf het. En hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan en in die land Kanaan gekom. En Abraham het deur die land getrek na die plek Sichem tot by die terpentynboom by More, né? Die Kanaaniete was toe in die land. Daarop verskyn die Here. Nou wanneer die woord die Here daar gebruik word, dan is dit eintlik die Hebreëse letters Jod, Hei, Wa, Hei wat eintlik maar jy kan dit nie eintlik uitspreek nie. Party sê Jehovah, party sê Yahweh, maar dis die Here se naam. Hy is die ewige, die eternal one. Party sê Yahweh. So dit solank jy net weet wat die Here wat as ons daai lees Here wat dit is sy naam. En hy verskyn aan Abraham en hy sê aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het en daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bethel en sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die ooste en daar vir die Here altaar gebou en die naam van die Here van Jahwe aangeroep. Daarna het Abraham al verder na die suidland weggetrek. Nou Sichem is 'n baie besonderse plek. En as ons nou verder gaan kom in die Bybel gaan jy sien dat daar is redelik party mense glo soos wat hulle nou die argeologie en die goed opgraad dat dit kan wees dat die jy weet daar waar hulle gebly het Adam en Eva en jy weet dit is daar waar hulle daar's verskillende goed wat mense op hierdie goed afkom maar dit is baie interessant so ek noem dit maar net vir jou dit is 'n baie besonderse plek want dit is ook die plek waar Jakob later dis mos Abraham het vir Isak gehad en Isak vir Jakob wat Israel en Israel het mos toe hy sy broer Esau weer tegemoet kom en daar versoening is toe hy gaan bly in Sichem. So baie interessante plek daai en ons lees baie van dit in die Bybel. So kom ons gaan verder. En daar was hongersnood in die land sodat Abraham na Egipte afgetrek het om daar as vreemdeling te vertoef want die hongersnood was swaar in die land. En toe hy op die punt staan om Egipte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gespreek. Kyk, ek weet dat jy 'n vrou is wat mooi van aansien is, né? As die Egiptenaars jou nou sien, sal hulle sê, dit is sy vrou en hulle sal my doodmaak en jou laat lewe. Sê tog vir my, sê tog jy is my suster, dat dit met my goed kan gaan ter wille van jou en ek om jou wil in die lewe kan bly. Nou hierdie is baie interessant, want jy weet, Sarai was Abraham se halfsuster, maar dit is nog steeds 'n halwe leuen. En as gevolg van dit, het dit veroorsaak dat daar in die bloedlyn, in sy bloedlyn af, is daai deur oopgemaak vir die gees van leuns, die vader van die leuns, wat basies jy weet, as jy gaan kyk, later as ons nou daarby gaan uitkom, gaan jy sien, toes Isak, miskien het jy dit al in die Bybel raak gelees, toes Isak met Rebekka getroud, en op daai stadium, en hy sê toe vir haar ook op 'n stadium, sê tog jy is my suster. Nou, hulle het die mans letterlik doodgemaak, want hulle het geweet, jy weet, sy sal dan nie 'n egbreker wees nie, as hulle net 'n man doodmaak, dan kan hulle haar vat as 'n vrou. So, dit is wat hulle gedoen het in daardie dae, maar Isak moes, en Abraham moes nie in vrees gewees het. Hulle moes die Here vertrou. Verstaan jy wat ek bedoel? Dit is nooit reg om te lieg nie. So, weet toe Isak vir Rebekka sê jy is my suster, toe sit hy julle lewe. En dit maak toe die deur nou net verder oop, want toe het Jakob met opdrag van sy ma, het hy vir sy pa gelieg en gesê hy is Esau, en in Jakob se lewe het Laban vir hom gelieg, en sy seuns het vir hom gelieg met Josef wat hulle gesê dood is en of deur 'n dier verskeer is,
waar hy mos verkoop is as 'n slaaf. So jy kan sien dat daai ding so in die bloedlyn afgaan. Is so as ons as ouers, dis hoekom dit vir my belangrik is dat jy as 'n pa of as 'n ma vir jou kinders nie hierdie ding toelaat dat jy leuns vertel nie, want die oomblik as jy leuns begin vertel, dan maak jy in jou bloedlyn 'n ding op en jy veroorsaak. Maar dis enige sonde. Onthou, sonde volgens 1 Johannes 3 verduidelik vir ons die woord van ons. Sonde is die oortreding van die wet. So wanneer jy God se wet oortree, maak jy letterlik deure oop vir die vyand om te kom steel, slag en verwoes. En dis al wat die vyand wil doen. Hy wil net steel, slag en verwoes. Maar dis hoekom Jesus, wat die woord is, God, die woord het mens geword, en wanneer ons die woord doen, dan het ons lewe. Okay. So dis belangrik dat ons hierdie goed verstaan. So kom ons gaan verder. Nou, toe Abraham dan in Egipte gekom het, sien die Egiptenaars dat sy vrou baie mooi was. Dat die vrou, maar hulle het moes nou gedink dit sy suster. Ook het die voorste van Farao haar gesien en haar by Farao geprys, en die vrou is na die paleis van Farao geneem en hy het goed gedoen. Farao het dit goed gedoen aan Abraham, om haar ontwil sodat hy kleinvee en beeste en esels, slavinne, slawe, eselinne, kamele in besit gekry het. Maar die Here het Farao en sy huis met groot pla besoek terwille van Sarai, die vrou van Abraham. Daarop laat Farao Abraham roep en sê vir hom: "Wat het jy my nou aangedoen? Waarom het jy my nie te kenne gegee dat sy jou vrou is? Waarom het jy gesê sy is my suster, sodat ek haar vir my as vrou geneem het? Daar is jou vrou dan, neem haar en gaan weg." En Farao het aan enkele manne aangaande hom bevel gegee en hulle het hom weggebring met sy vrou en sy hele besitting. Genesis 13. So het Abraham dan uit Egipte na die suidland opgetrek, hy met sy vrou en hulle hele besitting en Lot saam met hom. En Abraham was baie ryk aan vee en silwer en goud en hy het van plek tot plek uit die suidland getrek tot by Bethel. Nou Bethel is beteken Bet is huis en El is God, so huis van God, na die plek waar sy tent in die begin gestaan het tussen Bethel en Ai. Na die plek van die altaar wat hy vroeër daar gebou het. En Abraham het daar die naam van die Here aangeroep. En Lot het saam met Abraham getrek, het ook kleinvee en beeste en tent gehad. In die land kon hulle nie dra om saam te woon nie, want hulle besittings was groot, sodat hulle nie saam kon woon nie. En daar het twis ontstaan tussen die veewagters van Abraham en die veewagters van Lot. Ook het die Kanaaniete en die Ferisiete destyds in die land gewoon. Toe sê Abraham vir Lot: "Laat daar tog geen twis wees tussen my en jou, tussen my wagters en jou wagters nie. Ons is mos broers. Lê die hele land nie voor jou oop nie? Skei jou tog van my af. Gaan jy links, dan sal ek regs gaan. Gaan jy regs, dan sal ek links gaan." Toe slaan Lot sy oë op en hy sien die hele Jordaanstreek oral volop water het. Voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die rigting van Soar, soos die tuin van die Here, soos Egipte land. So is interessant, dit was nou voor Sodom en Gomorra verwoes is. Lot het toe vir hom, dus nou Abraham, die hele Jordaanstreek het hy vir homself gekies. Want hy het mos maar altyd die beste. En dis maar hoe die mens is. Die mens is maar selfsugtig. As ons nog in ons vlees optree, dan gaan ons, jy weet die ou mens, die sondige natuur, gaan ons net selfsugtig optree. Maar wanneer ons weer gebore word, gevul word met die Heilige Gees, dan gaan ons vir ons naaste die beste wil gee. So het hulle dan die een van die ander geskyn, want Lot het vir homself die hele Jordaanstreek gekies. Lot het na die ooste weggetrek. Nou Abraham het bly woon in die land Kanaan en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek en sy tente tot by Sodom opgesluit. En die manne van Sodom was sleg, groot sondaars. So wat beteken dit? Hulle was Sodomiete. Nou, julle weet wat dit is. En sondaars, hulle het God se wet oortree, so hulle het seksuele sondes gehad. As jy meer inligting oor dit wil hê, daar is
Die Bybel noem die boek van Jasher en daar's ander boeke waar jy ook kan gaan lees en baie meer inligting kry oor wat se sondes hulle alles gedoen het, maar dit was hoofsaaklik maar seksuele sonde en dat hulle mense beroof het en leuns vertel. En die Here sê toe vir Abraham, nadat Lot van hom geskei het, slaan tog jou oë op en kyk van die plek waar jy staan, na die noorde, na die suide, na die ooste, na die weste, want die hele land wat jy sien, sal ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid. So Vader sê toe vir hom, alles hierdie hele land sal ek vir jou gee. En op die einde lees ons dat omdat die saad van Abraham is Jesus Christus en Jesus Christus is die erfgenaam van alles. Hy is God wat mens geword het en hy het letterlik aan hom behoort die koninkryk. So die hele aarde behoort aan hom. En dan ons is mede-erfgename in die nuwe verbond. En wat sê die Here vir hom verder? En ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde, sodat 'n mens die stof van die aarde kan tel, as hy dit kan tel, né? As iemand dit sou kan tel, jou nageslag ook getel kan word. Maak jou klaar, trek die land deur in sy lengte en sy breedte, want ek sal dit aan jou gee. So toe het Abraham al verder tente opgeslaan en gaan woon by die terpentynbome van Mamre, wat by Hebron is. En hy daar vir die Here 'n altaar gebou. Genesis 14. En in die dae van Amrafel, die koning van Sinar, in Engels is Sinar, Arioch, die koning van Palasar, en dan Kedorlaomer, die koning van Elam, en dan Tidiel, die koning van nasies, het hulle oorlog gevoer teen Bera, die koning van Sodom, en teen Birsa, die koning van Gomorra, Seneb, die koning van Atma, en Semeber, die koning van Sebium, en die koning van Bela. Dit is Seor. En hulle het almal hulle leers verenig in die laagte Siddim. En dit is die Soutsee. Nou vandag staan dit bekend as die Dooie See. En hulle 12 jaar lank het hulle Kedorlaomer gedien, daai koning, né? Die koning van Elam. Maar in die 13 jaar het hulle opstandig geword. So toe wil hulle nie meer vir hom belasting betaal. Toe kom Kedorlaomer in die 14 jaar en die konings wat saam met hom was en hulle verslaan toe die Refaite. Nou dis van hulle is Nephilim, is reëse, Astaroth, Karmnim en die Site in Ham en die Emite in die vlakte van Kiriatim en die Horite op hulle gebergte Seir tot by Paran wat aan die woestyn lê. Daarop het hulle omgedraai en by Enmas Mispa dit is Kades gekom en die hele land van die Amalekiete verower en ook die Amorite wat in Hasesan Seson Tamar woon. Toe trek die konings van Sodom uit en die koning van Gomorra en die koning van Atma, die koning van Sebium en die koning van Bela. Dit is Soar en hulle stel hulle in die laagte Siddim in slagorde teen hulle op. So hulle veg teen hierdie konings, teen Kedorlaomer, die koning van Elam. En Tidiel, die koning van nasies, die koning van Sinar en dan die koning van Elasar. Die 4 konings teen 5. Maar in die laagte Siddim was vol gate in lijngrond. Toe die konings van Sodom en Gomorra toe wegvlug, val hulle in daardie gate. En die wat oorgebly het na die gebergte gevlug. En hulle het al die goed van Sodom en Gomorra en hulle voedsel geneem en weggedryf. Hulle het ook vir Lot, Abraham se broerskind, en al sy goed geneem en weggetrek, want hy was in Sodom woonagtig, omdat hy het mos daar gebly. Toe kom daar een wat vrygeraak. So een van hierdie slawe het ontsnap en hy vertel dit aan Abraham die Hebreër. Nou die Hebreër beteken basies as jy kyk na die betekenis van Hebreër, dan beteken dit is my so mooi, is iemand wat oorgegaan het. Nou in die Engels sê ons one who has crossed over. Nou ons is eintlik almal Hebreërs wat
in die geloof kom. Want Paulus verduidelik dit so mooi ook en waar Jesus ook vir Paulus geroep het hy mos gesê, jy weet vir daai Ananias wat hom mos vir Paulus, dat hy oorkom van die koninkryk van Satan en van die duisternis, oorkom na die koninkryk van lig en lewe. Nou dit is wat dit beteken. Nou, Hebreër is one who's crossed over from darkness, or the kingdom of darkness, from Satan to the kingdom of light, na die koninkryk van die lig. So ons het oorgekom, Hebreër. Wat woonagtig was by die terpentynbome van Mamre. Nou, daar was ook ander ouens wat in daai selfe omgewing gebly het. Ander, jy weet, daai en Eshkol, hulle was bondgenote van Abraham. En toe hulle hoor dat, jy weet, Abraham nou gaan veg, toe hulle ook saam gaan veg. Toe Abraham hoor dat sy broer, jy weet, sy broer se kind, Lot as gevange weggevoer is, het hy en sy geoefende manne in sy huis gebore, laat uittrek, 318 man, hulle tot by Dan agtervolg en hy het hulle in die nag van verskillende kante afgeval. Dis nou daai konings, né? Wat vir Lot gevang het, weggevoer het. En hy en sy dienaars het hulle verslaan en agtervolg tot by Hobba, wat noord van Damaskus lê. En hy het al die goede teruggebring en ook sy broer Lot en sy goede teruggebring. Ook die vroue en die manskappe. En na sy terugkoms van die oorwinning op Kedar Laomer en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek en hom tegemoet gegaan na die laagtes Sawe. En dit is die koningslaagte. En Melchisedek, dit beteken maar net basies king, koning priester, né? Melchi en Sedek, koninklike priester. Die koning van Salem, dis Salem is vrede, Jerusalem, dis ook om hulle die stad op die stad Jerusalem is die stad van vrede. Wat 'n priester van God die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring. En hy het vir Abraham geseën en gesê, geseënd is Abraham deur God die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde. En geseënd is God die Allerhoogste wat die vyande in die hand gegee het. En toe gee hy hom die tiendes van alles. So, Abraham verstaan ook hierdie van die tiendes en hy het vir Melchisedek wat die priester van ek het hierdie ding afsit. So, maar Melchisedek is die koninklike priester. En is belangrik dat julle hierdie verstaan, want wie was hierdie? Want baie mense glo dit was Jesus Christus self, God self wat gekom het. En alhoewel Jesus is nou omdat ons lees daarvan in Hebreërs en Psalms en Handelinge, omdat Jesus is die hoëpriester, maar hy is ook die koning van alle konings. So hy is die priester na die orde van Melchisedek. Nou, op die stadium, onthou, as jy gaan lees, as jy gaan kyk na daai tydlyn wat ons in die begin gewys het, met die eerste skrifgedeelte wat ons gedoen het, kon jy sien dat met die vloed het van Noag het ons 3 seuns gehad, Sem, Cham en Jafet. Nou, Sem het baie jare lank nog daarna gelewe en hy het vir Abraham geken. En so dis baie interessant. Hy kon vir Abraham nog geken het en hulle vermoed, want kyk, die Melchisedek is die priesterlike orde. Dat ons as mans is 'n koning, profeet en priester van die huis. Nou, Adam was die eerste priester na die orde van Melchisedek en hy het dit
oorgegee met die geslagte af. Dan Enog en Enog in die 10de geslag was Noag en Noag het dit vir Sem gegee en Sem was die een wat nog geleef het hierso wat die Melkisedek was, die koningpriester. Wat toe na Abraham toe gekom het en hom geseën het. En later het hy die priesterskap oorgegee vir Abraham en Abraham het dit oorgegee vir Isak en Isak het dit oorgegee vir Jakob en Jakob het dit van sy seuns het hy die priesterskap gegee vir Levi en hy die koningskap gegee vir Juda. En so, maar jy kan, as jy bietjie meer inligting oor hierdie wil hê, kan jy my kontak, daar is baie skrif wat ons deur kan gaan en hierdie ding mooi deurtrap, maar dit is belangrik dat 'n mens hierdie goed verstaan. Want dit is ek vermoed heeltemal Sem wat op daai stadium mos nog geleef het en vir wat die koning priester was om vir Abraham te kom seën en Abraham het vir hom die 10des gegee van alles. En die koning van Sodom sê toe vir Abraham, gee my die mense, maar neem die goed vir jouself. Toe antwoord Abraham, die koning van Sodom, ek hef my hande op tot die Here, die God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, dat ek geen draad of geen skoenriem, ja, dat ek niks sal neem van alles wat uwe is nie. So hy sê toe vir daai koning van Sodom, ek sal niks vat. Sodat u nie kan sê, ek het Abraham ryk gemaak nie. Niks vir my nie. En jy sal sien, die Here, vir alles ons, jy weet, as jy by iemand of as jy by veral heidene, party heidene gaan die Here vir jou sê, nee, hier vat jy niks by hierdie ou. Soos met daai geval met die profeet op wat daai malaatse man Naaman gekom het en hy wou toe vir hom allerhande gawes en goedjies gee. En die profeet het net gesê, nee, ek vat niks van jou nie. So die Here gaan vir jou partykeer sê, moet niks van hierdie ou vat nie, al bied dit aan. Nou, en dit kom alles net weer terug daarop, dat ons in gehoorsaamheid is teenoor die Here. As die Here vir jou sê, vat by hierdie ou hierdie ding, as hy vir jou iets aanbied, dan vat jy dit. Maar as die Here vir jou sê, nee, los dit, dan moet ons gehoorsaam wees. Want as jy ongehoorsaam is aan die Here, kom daar altyd 'n vloek. Dis 'n feit. Want daar is seën met gehoorsaamheid aan hom, maar daar is ook vloek. En vloeke wat kom wanneer ons ongehoorsaam is aan sy stem en die opdragte. Nou, hy sê toe vir daai koning, net wat die dienaars geëet het en die deel van die manne wat saam met my getrek het, Aner, Eskol en Mamre. Mamre is daai 3, ek dink hulle is 3 broers of 3, ja, maar hulle is familie. Hulle het in dieselfde gebied as Abraham gebly. Laat die hulle deel neem. So hy wil nie hulle deel vat nie, hulle moet hulle dele vat wat van die buite en alles wat hulle gedoen het, maar Abraham het gesê, hy vat niks van hy koning. Nou Genesis 15, na hierdie ding, het die woord van Jahwe tot Abraham gekom. Dis Jesus self, die woord van God, wat tot Abraham gekom het. En dit is altyd so. Jy kan gaan kyk reg van die begin af. En daar's eintlik 'n boek wat jy kan kry, dis die oudste vertaling van die eerste 5 boeke van die Bybel. Hulle noem dit die Targum, die vertaling. En daar het hulle agtergekom dat as jy gaan kyk na die Griekse Septuagint en dan van daar af die skrifte wat ons vandag het van daai skrifgeleerders wat hulle gedoen het, omdat hulle nie gehad het, jy weet, mense moes hierdie ding bymekaar sit dat Jesus is die woord het vlees geword nie, het hulle oor die 200 keer in daai eerste 5 boeke, maar ook regter die Bybel, het hulle elke keer as daar gepraat word, jy sal seker sien as jy Bybel leer, daar's nog klomp kere waar daar staan, na hierdie ding het die woord van die Here tot hierdie persoon gekom, of tot daardie persoon. Dis altyd die woord wat na hulle toe kom. En dit is Jesus self, Yeshua, né? Nou, dis belangrik dat jy hierdie verstaan, want van hierdie, wat hierdie ouens gedoen het, is, hulle het oor die 200 keer, het hulle van daai verse verander, om net te sê, en die Here het tot Abraham in 'n gesig.
want hulle wil die woord uithaal. En dit is nog altyd 'n aanslag teen Jesus. Jy kan gaan kyk reg deur en waar daar 'n sekte is of waar daar enige kult is, hulle is altyd teen Jesus en is teen sy dat hy God is en dat hy koning is en dat hy so dit is altyd teen daai. Jy kan gaan kyk. Maar in elk geval ek dink ek noem dit maar net, is belangrik dat jy hierdie verstaan want dit was nog altyd die woord, omdat Jesus self het gesê, niemand het die Vader gesien en niemand was in die hemel, behalwe Jesus self, die woord. En elke keer waar mense in verbond gegaan het, met Adam, met Noag, met sy nageslag en die skepping en al daai goed, was dit die woord. Dit was die woord wat die verbonde gemaak het met Abraham, met al daai, so, dit is belangrik dat jy mense hierdie verstaan. Dat die woord het aan hierdie mense verskyn. Die woord het die verbonde gemaak. Ok, so kom ons gaan aan. So na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n gesig en gesê, vrees nie, Abraham, ek is vir jou 'n skuld en 'n loon. Jou loon is baie groot. So die Here wil vir hom sê, well done, dat jy nie geld gevat het of 'n klomp goed gevat het, besittings van hierdie ou nie. Ek is die een wat jou gaan beloon. Toe vra Abraham, Here, wat sal u my gee? Aangesien ek sonder kinders heen gaan en die erfgenaam van my hele huis, van my huis die Damaskener is, van Damaskus, sy naam is Eliezer. Verder het Abraham gesê, aan my het u geen nageslag gegee, so sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees. Toe kom die woord van die Here tot Abraham en sê, hierdie een sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou liggaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees. Dit is belangrik dat hy hierdie woord vat, want hy toegedag, dit is maar sy diensknegt wat alles gaan. Daarop lei die Here toe vir Abraham uit na buite met die woorde, kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy kan tel. So as jy die sterre kan tel, hy sê toe vir hom, so sal jou nageslag wees. En hy het die Here geglo en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. So hy het, Here, as u so sê, op die stadium sien ek dit glad nie, maar ek sien al die sterre en ek glo nie. En verder het hy vir hom gesê, ek is die Here wat jou uitgelei het uit Ur van die Galdeërs, uit jou, om jou hierdie land in besit te gee, en hy sê, Here, waaraan sal ek weet dat u vir my dit in besit sal neem, dat ek dit in besit sal neem? En hy antwoord hom, neem vir jou, so die Here wil, jy moet nou verbond sny, want jy sny 'n verbond, as altyd bloed wat vloei met 'n verbond. So hy antwoord, neem vir my 'n 3 jaar ou vers, 'n 3 jaar ou bokoei en 'n 3 jaar ou ram, en 'n tortelduif en 'n jong duif. Nou hierdie is altyd alles diere wat jy kan 'n boer gaan vra. 'n 3 jaar ou vers is hulle is in hulle prime. Dis die beste ding, jy kan nie so 'n slag vers of 'n ooi jy wil nie daai slag nie. Sy gaan nog baie lammers weeg. Daai vers gaan nog baie kalvers weeg. So dis 'n groot offer wat die Here vir hom vra. En hy het dit alles vir die Here gebring en dit middeldeur gedeel en die helfte teenoor mekaar gelê, maar die voëls het hy nie verdeel nie. Toe kom daar roofvoëls op die dooie diere af, maar Abraham het hulle weggejaag. Nou die roofvoëls, as jy gaan kyk in die Bybel, dit word altyd Jesus het ook gepraat van as hy saad saai, dan kom die voëls, die roofvoëls, en hulle wil hy saad dadelik van die wat die woord gehoor het, wil hulle wegvat. Word altyd vergelyk met die vyand, maar Abraham het hulle weggejaag. Toe die son wou ondergaan, val daar 'n diepe slaap op Abraham. En kyk, skrik en groot duisternis het hom oorval. So Abraham is uit. Hy is in 'n slaap. En hoe hulle ek gaan hierdie net vir jou noem, want baie mense verstaan nie die kultuur nie, en as ons nie daai gaan verstaan nie, gaan ons nie verstaan wat dit is om 'n verbond te sluit nie. In daai jare, as jy 'n verbond gesluit het, dan het jy, is belangrik dat 'n mens dit verstaan, dan het jy die twee wat 'n verbond sluit, die twee partye, so maar sê die twee mans, hulle wil verbond sluit, dan wat hulle gedoen het, is hulle daai diere so gedeel,
en dan so teenoor mekaar gelê en dan was dit mos nou in die middel net bloed. Dan het hulle deur daai bloed geloop en dan het hulle mekaar beloof wat hulle beloof. Dis wat 'n verbond is, jy beloof mekaar wat jy gaan doen. En wat hulle dan gesê het ook is, as ek nie doen wat ek hier beloof aan jou nie, mag ek wees soos hierdie karkas. So vir hulle was dit, hulle woord was hulle eer, hulle het gedoen wat hulle sê. En so dit was 'n baie belangrike ding wat hulle gedoen het. En dit, as 'n mens dit vandag verstaan, mense verstaan nie van om jou woord te hou. As jy vir 'n ou iets beloof het, dan doen jy dit. Jy sê nie net iets nie, dit moet iets wees wat, en die Here verduidelik dit ook vir ons. Want ons is in sy beeld gemaak, hy hou sy woord. So ons moet ook getrou wees aan ons woord. As ons iets gesê het of gecommitted om iets te doen, dan moet ons dit doen. Ja, net so doen hy dit ook so. Maar dis my nog 'n indrukwekkende ding is ook, en ons gaan nou daarby uitkom. Maar kom ons lees eers verder, dan sal ek vir julle verduidelik, want dit is belangrik, dat jy hierdie ook verstaan. Nou so daarop sê God toe vir Abraham, weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in die land wat nie aan hulle behoort nie. So hulle sou mos nou na Egipte land ingaan en daar in slawerny wees. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lank. Maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees. En daarna sal hulle uittrek by baie goed. Maar jy sal na jou vaders in vrede gaan. In die stad van vrede. Shalom. Jerusalem, né? Jy sal in 'n goeie ouderdom begrawe word. So hy beloof hierso. So dis my amazing. Dis net hoe Vader se karakter is. En dit is nog altyd so. Hy sê ek doen niks maar as ek dit nie eers wys aan my profete nie. Nou Abraham was een van sy profete. So daarom het hy vir Abraham gewys, jou nageslag gaan baie wees soos die sterre. En hulle gaan in 'n land gaan en hulle gaan in Egipte basies slawe wees vir 400 jaar. Daarna sal hulle uitkom en hulle gaan baie besittings hê as hulle uitkom. Hy trek met baie goed. Maar jy, dan sê hy vir Abraham, jy gaan rustig gaan in jou tyd, jy gaan 'n lang lewe hê, jy gaan sterf in vrede gaan en by jou vaders dan versamel word. In 'n goeie ouderdom begrawe word. En dan sê hy, in die 4de geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amoriete is tot nog nie vol nie. So tot nou toe nog nie vol nie. Dit is belangrik dat jy hierdie verstaan, want baie mense wonder, en ek het ook gewonder oor, ek bedoel, Here, hoe lank gaan hierdie aarde nog so aangaan soos wat dit aangaan? Want dit is asof die ongeregtigheid net meer en meer toeneem en dit is die sonde, ek bedoel die goed wat mense doen aan hulle kinders, aan mekaar en die geweld, die sonde is so erg. Ek bedoel, ek dink dit was al so erg nie, maar dit is asof dit net erger word. En die Here wys toe vir my hierdie skrif, omdat die Amoriete, die Here het soos 'n beker wat volloop van al hulle sonde. En as hy vol is, dan kom die oordeel. So net so uit die aarde ook nou, daar is sonde, daar's 'n beker wat volloop, en as hy vol is, dan gaan 'n dag kom, en ek glo dis naby, wat hierdie aarde dan gaan oordeel gaan word. En dit is belangrik dat ons mense waarsku. En dan sê hy so, en na sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond en 'n vuurige fakkel tussen die stukke vleis deur. So onthou, Abraham slaap nou. Hy kan nie daardeur loop nie. Maar hier kom 'n rokende oond en 'n vuurige fakkel. Die Vader en die Seun. God die Vader, God die Seun. Loop, die woord loop as die vuurige oond, rokende oond en die vuurige fakkel tussen daai stukke deur. So dis baie uniek hierdie, want nou kan jy vir jouself, maar hoe kan Jesus hier kom en loop saam met die Vader en 'n verbond maak?
Onthou, Jesus is die saad van Abraham wat sou kom. En dit is belangrik dat jy hierdie verstaan, want in daardie jare, dis nog 'n ding wat ek moet bysê, wat ek nou vir julle wou sê mos. In daardie jare, as 'n man 'n verbond wil maak met 'n ander man, 'n koning of iets, dan as hulle 'n ooreenkoms daai verbond sny, dan kon die man self gaan of hy kon een van sy seuns gestuur het. Maar dit moet een van sy seuns wees. Want hy kon nie sy diensknegt stuur nie. Want dit 'n diensknegt kon nie 'n verbond sny nie, namens nie. So dit moet een van sy nageslag wees. Nou Jesus kom uit die nageslag van Abraham. Wat mos, jy weet, Isak, Jakob, uit Israel geword het, Juda en Dawid, koning Dawid, en later het die Messias ons gekom. So hierdie is belangrik want dit moet een van die nageslag wees. En hier kon hy die ewige verbond maak. Wat vas bly staan, want dit is tussen God die Vader en God die Seun, en dit is 'n verbond wat nooit verbreek word nie. Nou, op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit, en met Abraham se saad, né? En gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Dis hoekom hy wettiglik dit kon gee. Alles nou aan Jesus, aan Yeshua. Van die rivier van Egipte tot by die groot rivier, die Efraatrivier, die Keniete, die Kenesiete, die Kadmoniete, die Hetiete, Ferisiete, Rafiete, Amoriete, Kanaaniete, Garisiete en Jebusiete. En almal van hulle. Nou dis ook Nephilim nasies wat uitgeroei word. En dis hoekom baie mense wonder, maar hoe kan God vir Joshua later gesê het, roei hulle almal uit, roei hulle almal uit. Mans, vrouens, kinders, diere ook, alle diere ook. En dit is belangrik dat jy dit verstaan, want omdat hulle het die seksuele goeders gedoen wat die reuse mos en daar was DNA wat hulle mee gepeter, wat daar was 'n gepeter met die DNA en die goed het gegroei groter en was reuse en goed. So vir God was dit onaanvaarbaar. En dis juist waar ons onthou Jesus het gesê, soos wat dit was in die dae van Noag, soos wat dit was in die dae van Lot, Sodom en Gomorra, so gaan dit wees in die dae voor Jesus weer kom. So ons sien hierdie dinge afspeel en ons sien dit voor ons. Ek bedoel, Sodom en Gomorra is so groot nou in hierdie aarde. Ek hoef nie eens met julle daaroor te praat nie, julle weet dit. Nou Genesis 16. Maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie, en sy het 'n Egiptiese slavin gehad met die naam van Hagar. En Sarai het vir Abraham gesê, jy weet dat die Here my nie toegelaat het om moeder te word nie. Gaan tog nou by my slavin in, miskien sal ek uit haar gebou word. En Abraham het na Sarai geluister. Toe neem Sarai, die vrou van Abraham, Hagar, die Egiptiese haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in die land Kanaan gewoon het, en gee haar aan Abraham, haar man Abraham, om vrou te wees, sy vrou te wees. En hy het by Hagar ingaan en sy het swanger geword. En toe sy sien dat sy swanger was, het sy haar meesteres veraglik in haar oë geword. So sy het toe gedink by haarself, sy is baie beter as Sarai, en neergekyk op Sarai. En Sarai sê toe vir Abraham, nou Sarai beteken prinses, julle weet dit, né? As jy nog nie weet nie, nou weet jy dit. En Sarai sê vir Abraham, die onreg my aangedoen is op jou. Ek self het my slavin in jou skoot gegee, en nou dat sy sien, sy swanger, het ek veraglik in haar oë geword. Laat die Here oordeel tussen my en jou. En Abraham sê vir Sarai, daar is jou slavin in jou hand, doen met haar soos wat dit goed is in jou oë. Toe het Sarai vir Hagar sleg behandel, en sy het van haar weggevlug. En die engel van die Here het haar by 'n fontein in die woestyn gevind, by die fontein op pad na Sur, en gevra, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waarheen wil jy gaan? Waarheen gaan jy? Sy antwoord, ek vlug van my meesteres Sarai af weg. Toe sê die engel van die Here vir haar, gaan terug na jou meesteres, verneder jou onder haar hande. Verder sê die engel van die Here vir haar, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, sodat daar vanweë die menigte nie getel kan word nie. Ook sê die engel van die Here vir hom, kyk, jy is swanger en jy sal 'n seun maak. Jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou
in jou ellende verhoor. En hy sal 'n wilde esel van 'n mens wees. Nou, hier is baie belangrik, want op die eind, ek weet nie of jy daai gelees het in die Nuwe Testament wat Paulus praat van die twee verbonde. Um En dit is die verbond wat gesluit is by Sinaï wat Hagar voorstel, bondage, en dan die verbond wat gesluit is in Sion, op die berg Sion, wat Sarah is, wat die nuwe verbond is. En dit is belangrik dat ons hierdie verstaan. Dit is die verbond wat gesluit is. Nou, wat stel hierdie uitgesê die verbond met Hagar? Omdat sy was 'n slavin. Wat stel Ismael voor? Dis die wille esel van 'n mens, die sondige natuur. Wat het gebeur met ons? Ons het, en sy was 'n heiden. Sy's 'n heiden, ongelowige. Ons ongelowig was, en ons nog sondige natuur was, jy weet, ons het 'n verbond gehad met die duiwel. En met die sonde. Ons is onder die wet van sonde en die wet van die dood. So ons was slawe van die sonde. Maar toe God sy instruksies gee aan sy volk, aan sy kinders Israel, sy woord gee, toe is dit onthou wat het die Here vir Moses gesê, soos wat jy dit gesien het op die berg Sion, so moet jy dit dan jy moet al daai goed maak soos wat jy daar gesien het. Dis die hemelse patroon wat hy vir hom wys, en die woorde van lewe. En dis hoekom Paulus ook geskryf het, die dood het geheers van Adam tot by Moses. Na Moses kon na die God se woord gegee is, kon die dood nie meer heers nie, want die lewe het gekom deur die woord wat gegee is. Dit is interessant daai. Want toe en Sarah is het vir Isak later gehad, ons gaan nou daarby oorlees, en Isak is die seun van die belofte. Sy naam beteken gelag, ons het vreugde in die Here, en in sy woord het ons vryheid, waar sy gees is daar vryheid. Ek bedoel, jy kan hierdie dinge so sien, dit is absoluut fantasties, maar in elk geval, kom ons gaan verder. Maar ons sien hier so dat hierdie stel die twee verbonde voor, en omdat Abraham geluister het vir sy vrou, en in die vlees opgetree het, nie gedink het, kom ons wag vir die Here, kom ons gaan bid 'n bietjie en vra vir die Here, is dit wat hy wil hê. Maar in elk geval, so Ismael was 'n wille esel van 'n mens, sy hand teen almal en almal teen hom. So dit is waar ons is, as ons in die wêreld is, ons is vol, ons is in vyandskap teenoor almal. Hy sal teenoor al sy broers wees. Toe noem sy die naam van die Here wat daar gespreek het, U is 'n God wat sien. Ja, hy sien ons. Want sy het gesê, ek het hier ook gesien na hom wat my sien. Toe sê die engel vir haar, gaan terug na jou, okay, wag, ons gaan aan. Daarom noem hulle die put van Lagaroi, ja, want die Here sien jou. En dit lê daar tussen Kades en Beret. En Hagar het vir Abraham 'n seun gebaar. Abraham het sy seun wat Hagar hom gebaar het, Ismael genoem. So hy was 'n wille esel, né? En Abraham was 86 jaar oud toe Hagar vir Ismael vir Abraham gebaar het. Nou hier is by Genesis 17, en 17 stel ons die bruid voor, so hier gaan ons nou iets sien wat die Here met die verbond maak. Nou, ons gaan aangaan. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn. Nou Abraham beteken verhewe vader, onthou dit, né? Dit is belangrik. En hy het vir hom gesê, ek is God, die Almagtige, wandel voor my aangesig, en jy sal dan opreg wees.
En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abraham op sy aangesig en het God met hom gespreek en gesê: "Wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Daarom sal jy nie meer Abraham genoem word nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies." So hier sien ons God verander die naam, soos wat hy later ook Jakob, wat hakskeem gryper is, verander sy naam na Israel, wat sê heers saam met God. En verander hy Abraham se naam van verhewe vader na vader van 'n menigte van nasies, Abraham. So dit is belangrik hierdie. Hy het nou 'n nuwe karakter. En ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak en ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voorkom. En die koning van alle konings, né? Het uit hom voortgekom. En ek sal my verbond met jou oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou God te wees en vir jou nageslag na jou. En ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele Kanaan, as 'n ewige besitting, en ek sal vir hulle 'n God wees. Verder het God aan Abraham gesê: "Maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. Dit is my verbond wat julle moet hou tussen my en julle en jou nageslag na jou. Al wat manlik onder julle is, moet besny word. Julle moet aan die vlees van julle vooruit besny word en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. 'n Seentjie van 8 dae 8 dae dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte, die wat in jou huis gebore is en die wat met van enige vreemdeling wat met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie, ja? En die wat in jou huis gebore en wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet jy moet dan my verbond in julle vlees wees as 'n ewige verbond. En wat manlik is en in die vooruit het, wat nie aan die vlees van sy vooruit besny is nie, die siel moet uit sy volksgenoot uitgeroei word. Hy het my verbond verbreek. So hier kan jy sien, so dit is nie die verbond kan wees ook met die vreemdelinge. Ek weet nie of jy dit raak gesien het nie. Met vreemdelinge, enige vreemdeling wat met geld gekoop is wanneer jy as 'n vreemdeling kon werk, so al Abraham se diensknegte word toe deel van hierdie verbond, want hulle kom toe in die geloof. So dis baie belangrik dat 'n mens hierdie verstaan, want dit is tot vandag toe nog so. Ons as heidene kan inkom in die geloof deur Jesus Christus, die verbond, en ons harte word besny. Dis belangrik. Okay, so verder het God aan Abraham gesê, Abraham, né? En Sarai, jou vrou, moet jy nie Sarai noem nie, want dit beteken prinses, maar jy moet haar naam sal nou wees Sarah. Sarah beteken koningin. En ek sal haar seun en jou uit haar ook 'n seun gee. Ja, ek sal haar seun sodat sy tot nasies sal word. Sjoe, ek sal haar seun en jou uit haar ook 'n seun gee. Ja, ek sal haar seun sodat sy tot nasies sal word. Konings van volke sal uit haar uitkom, né? Voorkom. Toe val Abraham op sy aangesig en hy lag. En dis juist daai hoekom God gesê het, jy weet, gelag. Noem hom gelag. Isak. Isak is gelag. Dit beteken gelag. Toe val Abraham op sy aangesig en hy het gelag en hy sê in sy hart, kan daar vir een wat 100 jaar oud is 'n kind gebore word? Of kan Sarah wat 99 jaar oud is 90 op daai stadium, 'n kind baar?
En Abraham sê aan God, ag, mag Ismael lewe voor die aangesig. Toe antwoord God, voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou 'n seun baar en jy moet hom Isak gelag. En ek sal my verbond met hom oprig as 'n ewige verbond vir sy nageslag naam. Belangrik. Ook wat Ismael aangaan, het ek jou verhoor. Kyk, ek seën hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. 12 vorste sal hy verwek en ek sal hom 'n groot nasie maak. Maar my verbond, so hy het nie met Ismael 'n verbond nie. My verbond sal ek oprig met Isak, wat Sara vir jou ander jaar op hierdie tyd sal baar. Nadat hy klaar met hom gespreek het, het God van Abraham af opgevaar. So jy sien God, die woord gaan weer afkom na Abraham en weer opvaar. Daarop neem Abraham sy seun Ismael en almal wat in sy huis gebore is en almal wat met geld gekoop is, almal wat manlik is onder die mense in die huis van Abraham en hy het die vlees van hulle vooruit nog op daardie selfde dag besny soos God met hom gespreek. Nou dis wat ek so van hou en ek dink vir God is dit so 'n plesier en hy kyk na Abraham en hy sê well done good and faithful servant. Hier is my vriend. Hy luister vir my. En is belangrik hierdie want Abraham wou God se woord so intens hou dat hy dieselfde dag nog wil doen wat God vir hom gesê het om te doen. En Abraham was 99 jaar oud toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is. Sy seun Ismael was 13 jaar oud toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is. En op daardie selfde dag is Abraham en sy seun Ismael besny en al die manne in sy huis wat in die huis gebore is en wat van vreemdelinge met geld gekoop is saam met hom besny, want hulle is ook deel van die verbond. Kyk, ons gaan nou 'n stuk lees uit Jesaja 40 vers 27. Waarom sê jy dan Jakob en spreek jy oor Israel? My weg is vir die Here verborge. En dit is belangrik hierdie want baie mense in die kerk ook wat nou gelowiges is, hulle dink by hulle self God sien my nie. En dis belangrik dat ons besef hy sien elke oomblik van ons. Elke dingetjie wat ons doen, selfs dit wat jy in die duisternis doen. Daai sondes wat mense in die duisternis doen. Wat niemand van weet nie. Daar waar jy op jou foon besig is of op jou rekenaar waar niemand anders kan sien nie. Nie eens jou gade nie. Wat doen jy daar? En hoor wat sê hy? En my reg gaan by God verby. Weet jy dan nie? Of het jy dit nie gehoor nie? Die ewige God is die Here Jahwe, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. En daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldige sterkte vir die wat geen krag het. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel self, maar die wat op die Here wag kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos in die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Kom ons lees Esegiel 37 vanaf vers 1. Die hand van die Here was op my en hy het my uitgebring deur die gees van die Here en my neergesit in die laagte en dit was vol bene. Nou dis daai laagte wat so vol bene was. En hy het vir my uit my by hulle laat verbygaan na alle kante toe en kyk daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê. Hulle was baie dor. En hy sê toe vir my mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek het geantwoord, Here, U weet. U weet dit. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle dorbene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle in sodat julle lewendig kan word. Ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle laat kom en vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word en julle sal weet dat ek die Here is. En toe het ek geprofeteer soos hy my beveel het. Sodra ek geprofeteer het,
was daar 'n gereis en kyk, 'n beroering en die bene het nader gekom, elke been na sy been. En kyk, en daar was senings op hulle en daar was vlees opgekom en vel is bo hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie. Hulle het net so gelê. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees, profeteer mensekind, son of man, en sê aan die gees, so spreek die Here, kom uit die 4 windstreke, o Gees, blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Toe het die Gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword, en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. Toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Nou, dit is belangrik dat jy hierdie verstaan. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor, en ons verwagting is verlore. Dit is klaar met ons. Onthou, ek het al so 'n bietjie vir julle verduidelik van die koninkryk, maar as jy onthou waar Jesus ook geleer het, hy leer ons, Vader, laat u koninkryk kom. Waarvoor bid ons as dit sê? Laat die naam geheilig word, laat u wil geskied soos in die hemel so ook op die aarde. Nou daai, laat u koninkryk kom, u heerskappy. Wat is dit? Dit is Israel. Israel, die koninkryk op die aarde, wat gaan herstel. Onthou, toe God sy koninkryk omvestig het, in Dawid, koning Dawid, die gesalfde. Onthou wat Dawid beteken, the beloved, die geliefde van die Here. Wie is daai, die geliefde van die Here? Dis die saad van Dawid, wat later gekom het. Jesus Christus, die Messias. Ok, is belangrik dat jy hierdie verstaan. Nou, daai is die koninkryk wat op die aarde gevestig is. Toe Salomo, sy seuns, Dawid se seun Salomo, het mos die tempel gebou, en toe het Salomo so gesondig, dat God die koninkryk letterlik van hom al weggeskeer het, die heerskappy. Uit 10 stamme na die noorde, dis die huis van Israel, en wat ook bekend is op die huis van Ephraim, of die huis van Josef. Jy kan gaan lees as jy die profesies in die Bybel sien. En dan sien jy ook ons gaan nou daarby uitkom. En die suidelike koninkryk wat Salomo sy seun nog oorgeheers het, was die 2 stamme, Juda en Benjamin, wat toe later mos in ballingskap gegaan het na Babylon toe, vir 70 jaar, en hulle weer teruggekom, tempel weer herbou, en dis ook die koninkryk wat daar was, toe Jesus, God, mens geword het, Immanuel, en na die tempel toe gekom het. Nou, dit is die suidelike koninkryk, die huis van Juda, is dan bekend as die huis van Juda. Maar die noordelike koninkryk, die 10 stamme, was geskei. God het hulle geskei as sy vrou. En hy het hulle letterlik in Assirië weggevoer in ballingskap, en hulle is letterlik van daar af verstrooi in al die nasies. Dis die hele huis van Israel, dis die bene. Daai wat glo hulle tyd is klaar met ons, hulle kan nie meer nie. Dis hulle letterlik die heidendom geword. Waar ons vandag almal in die heidene sit, ons almal in heidennasies. Nou, daarom profeteer en sê vir hulle, so spreek die Here, kyk, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uit julle grafte laat opkom, o my volk. En ek sal julle bring in die land van Israel. So hier is die opstanding. Letterlik die opstanding. En julle sal weet dat ek die Here is wat julle, as ek julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk. En ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word, en ek sal julle vestig in julle land, terugbring na Jerusalem, Sion, en julle sal weet dat ek die Here dit gespreek het en gedoen het, spreek die Here. Verder het die woord van Jahwe of Here tot my gekom, en my gesê, mensekind, neem vir jou 'n stuk hout, en skryf daarop, vir Juda, dis die 1 stuk hout, dis die huis van Juda, kinders van Israel,
sy bondgenote, neem dan 'n ander stuk hout en skryf daarop Josef. Want ek het nou net vir julle gesê. Of Efraim, hè? Die hele huis van Israel. Dis die 10 stamme, die noordelike koninkryk. Dan sê hy, bondgenote, voeg hulle dan by mekaar, daai 2 stokke, die een by die ander, om een stuk hout te wees. Laat hulle een word in jou hand. So die hout het letterlik die 2 stokke een geword in sy hand. En dit is presies wat Jesus kom doen, die Messias. Die 2 stamme, dis ook toe hulle op 'n stadium gevra, jy weet, waarvoor het jy gekom? En Jesus sê, ek het gekom net vir die verlore skape of die verlore stamme van Israel. En toe hy opgestaan het uit die dood uit, wat het sy disippels van hom gevra toe hy op die Olyfberg staan? Want hulle weet as hy op die Olyfberg staan, hy kan die koninkryk nou herstel. Hy gaan die verlore stamme gaan haal uit al die nasies en Israel, die koninkryk van God, gaan weer herstel word. En dis hoekom hy moes toe gevra het, gaan jy nou die koninkryk herstel vir Israel? En hy sê nee, dit is in die Vader se tyd, julle sal later, dit is wat sal later aan julle geopenbaar word, né? Maar in elk geval, kom ons gaan verder. En as die kinders van jou volk met jou spreek en sê, sal jy ons nie te kenne gee wat jy met hierdie dinge bedoel nie, dan moet jy vir hulle sê, so spreek die Here, kyk, ek sal die stuk hout van Josef neem, en wat in die hand van Efraim is, die stamme van Israel, dis die huis van Israel, die noordelike, bondgenote, en ek sal hulle om byvoeg by die stuk van Juda, die huis van Israel, die suidelike koninkryk, en een stuk hout maak, en hulle sal een word in my hand. So moet dan die houte waar jy opskryf in jou hand wees, voor hulle oë. En hulle sê vir hulle, so spreek die Here, kyk, ek gaan die kinders van Israel haal, die verlore stamme, né, uit tussen die nasies uit waarheen ek hulle laat trek het, né? En ek sal aan hulle alle kante bymekaar laat kom en hulle bring in die land. En ek sal een volk maak in die land op die berge van Israel, een koning. Wie is daai koning? Jesus, Yeshua sal vir hulle almal koning wees en hulle sal nie meer 2 nasies wees nie, maar hulle sal ook nie meer 2 koninkryke wat verdeeld is nie, maar hulle sal dan nie meer verontreinig met hulle self nie meer verontreinig met hulle drekgode en hulle verfoeisels en al hulle oortredinge nie, en ek sal hulle verlos uit al hulle woonplekke waar hulle gesondig het en hulle sal reinig. Hy sê hy gaan ons reinig. So dis Jesus wat die mense, sy volk gaan bymekaar maak. So sal hulle dan vir my 'n volk wees en ek sal vir hulle God wees. En hy sê my knegt Dawid sal koning. Wat beteken Dawid? My geliefde. Ons weet Jesus is die geliefde. Hy sal koning wees oor hulle. En hulle sal almal een herder hê, die goeie herder. En hulle sal in my verordeninge wandel, my insettinge onderhou en daarna handel. En hulle sal woon in die land wat ek aan my knegt Dawid gegee het, waar julle vaders gewoon het, ja, hulle sal daarin woon, hulle kinders en hulle kindskinders. Joel 2 kan jy daarvan lees ook. Joel 3 vers 20, tot in ewigheid, en my knegt Dawid, my geliefde, Yeshua, sal hulle vors wees, hulle koning vir ewig. En ek sal 'n verbond van vrede met hulle sluit, dit sal 'n ewige verbond wees met hulle. En hulle sal hulle daar bring en hulle vermenigvuldig, en ek sal my heiligdom in hulle midde vestig vir ewig, my tabernakel, dit is wanneer hy mos die nuwe Jerusalem afkom, tabernakel oor hulle wees, en hulle sal ek sal vir hulle God wees en hulle sal my volk wees, en die nasie sal weet dat ek die Here is wat Israel heilig, as my heiligdom vir ewig in hulle midde sal wees. Hy sal tabernakel met ons. Amen. Ons gaan 'n stuk lees uit Romeine ook, Romeine 4. Wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om oor te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Ek kan gaan lees daar. Abraham het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. Aan hom wat egter nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Soos Dawid ook die mens salig spreek aan wie God
geregtigheid toereken sonder werke. Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe is en wie se sondes bedek is. Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Hierdie saligspreking, dan sien ons dit op die besnedenis of op die onbesnedenis. Want ons sê aan Abraham is die geloof tot geregtigheid gereken. Hoe is dit aan dan toegereken? Toe hy besny was of toe hy onbesnede was? Toe hy onbesnede was, né? Nie toe hy besny was nie, maar ons onbesnede. Hy het die teken van besnydenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid, van die geloof, toe hy nog nie besny was nie. Sodat hy dan die vader kan word van almal wat glo terwyl hulle nog onbesnede is, sodat ook aan hulle die geregtigheid toegereken sou word. Amen. En ook 'n vader van die besnydenis vir die wat nie alleen uit die besnydenis is, maar ook wandel in die voetstappe van die geloof van ons vader Abraham toe hy onbesnede was. Want die belofte dat hy erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Want as hulle wat uit die wet is, erfgename is, dan het die geloof waardeloos geword en die belofte tot niet geraak. Want die wet werk toorn, maar waar geen wet is nie, is daar ook geen oortreding. Dis hoekom ons die wet wys vir ons dat ons die wet is soos die tugmeester, die skoolmeester wat ons bring na Jesus, die Messias. Dat ons weet ons het 'n saligmaker nodig. Ons het 'n redder nodig. Daarom is dit uit die geloof sodat dit volgens genade kan wees en die belofte kan vasstaan vir die hele nageslag, nie alleen vir die wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat uit die geloof is van Abraham, want Abraham is die vader van ons almal, soos geskrywe is. Ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak voor die aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak en die ding wat nie bestaan nie roep asof hulle reeds bestaan. Ons het dit nou reeds gelees in Jesegiel 37. Jy kan gaan lees Jesegiel 36 van die nuwe verbond, Jeremia 31, Hebreërs 8, wat praat van hoe die nuwe verbond ons moet vergewe word, deur die bloed van Jesus skoon gewas word. Ons moet die hart van klip met 'n uithaal, nuwe hart insit. Dan moet hy 'n nuwe gees in ons skep, weergebore word, en dan moet ons vul met sy Heilige Gees, want dis die einddoel, dat ons sy Heilige Gees ontvang sodat daar verandering kan kom. En dan skryf hy sy instruksies op ons harttafels. Jy kan gaan lees daarvan, dit is fantasties. Hy is die Here. En hy sê so, hy het teen hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke volgens wat gesê is, so sal jou nageslag wees. En sonder om te verswak in die geloof het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy liggaam, wat alreeds verstorwe, was nie, of op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. Hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar ons vader Abraham was versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig dat hy wat hom aan hom beloof het, die mag het om te doen wat hy beloof het. Daarom is hy ook genoem dit ook tot geregtigheid gereken tot hom, né? Maar dit is nie alleen om sy ontwil geskrywe, maar dat dit aan hom toegereken is, maar ook aan ons ontwil, aan wie dit nou toegereken word. Ons wat glo in Jesus Christus, ons Here, uit die dode opgewek het. Ons glo mos hy is uit die dode opgewek. Wat oorgelewer is terwille van ons misdade en opgewek is terwille van ons regverdigmaking. Nou, dis belangrik. Ek wil hierdie boodskap afsluit met wat die Here op my hart gesit het om vir julle mee te deel. En ek glo ons is nou in die laaste dae. So kry jouself uit Babylon. Dis soos wat hy vir Abraham ons vader gesê het, kry jouself uit daai heidense land. So sê hy ook vir ons, kry jou uit die wêreld uit. En hoor wat sê dit, Openbare 18 vers 4. En ek het 'n ander engel of 'n stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit, dis Babylon, hè? My volk, dis ons is sy volk, Israel, dis die kerk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Dis belangrik. So kom uit daai wêreldse goed uit waar jy nou vasgevang is in sulke goed. Openbaring 1 vers 17 en 18. En toe ek hom, dis Jesus Christus, Yeshua, sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste, die lewende
Ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doodryk en die dood. So ons moet nie bang wees vir dood nie. Die tye wat kom nie. Kom ons hou vas aan ons koning. Alle eer aan ons ewige Vader Jesus Christus, Yeshua, ons Messias. Vrede vir jou en baie shalom.